Goeiedag, vandag kyk ons 'n bietjie dieper na wat gebeur na 'n endovaskulêre aneurisme herstel, daai EVAR prosedure. Dit is mos nou waar 'n swak plek in 'n groot bloedvat van binne af reggemaak word met 'n stentbuisie. Presies. Ons bron vandag is 'n baie spesifieke ontslagdokument, geskryf deur Dr. Weir vir sy eie pasiënte by Life Eugene Marais Hospitaal. Dis reg, ja. Maar soos altyd, ons moet eers die noodsaaklike regskennisgewing deel. Dit lui: regsvrywaring. Hierdie is 'n ontslagprotokol geskryf deur Dr. Weir vir pasiënte wie deur hom hanteer en behandel is by die Life Eugene Marais Hospitaal. Indien u nie 'n pasiënt is van hierdie praktyk nie, moet u die inhoud eerder bespreek met u eie dokter. Baie belangrik daai. Goed, so ons plan vandag is om die belangrikste punte uit hierdie protokol vir jou uit te lig. Wat jy moet weet vir daai eerste kritiese paar weke en dan ook so 'n bietjie verder. Kom ons doen dit. Reg, kom ons spring dadelik weg met die onmiddellike herstel, daai eerste 2 weke na die operasie. Nou, iets wat my dadelik getref het is die reëls oor sit. Of eintlik hoe jy nie mag sit nie. Ja, kyk, dis nogal streng. Regop sit is heeltemal uit vir 2 volle weke. 2 weke. Hoekom so streng? Wel, jy moet dink, daai nuwe standcraft, daai buisie in jou liesarea, dit het tyd nodig om te vestig. Die weefsel moet begin genees daaromheen. As jy regop sit, plaas jy direkte druk daar. O, ek verstaan. Ja, en jy kan selfs 'n skerp knak veroorsaak waar die stent by die heup moet buig. Dit kan die bloedvloei belemmer of selfs die toestel beskadig. Sjoe. Dis hoekom die reël so spesifiek is. As jy moet sit, is dit net vir 5 minuutjies op 'n slag, elke 4 tot 6 uur. En dan ook net half leend, soos in 'n 45 grade hoek. Goed, 45 grade. En dan, baie belangrik, rus met jou bene effens hoër as jou hart as jy lê. Dit help regtig baie om daai spelling te verminder. Dis nogal, dis beperkend. En ek neem aan dit beteken ook geen bestuur vir 2 weke nie. Absoluut. Vir 2 weke is jy nie agter die stuur nie. En selfs as jy 'n passasier is, probeer jou bene so reguit as moontlik hou. Daai 45 grade hoop buiging is regtig die maksimum wat jy wil hê. Goed, so ons weet nou hoe om te beweeg of eerder nie te beweeg nie. Wat van die wonde self? Glad nie stort of bad vir 2 weke nie? Dit klink na 'n uitdaging. Dit is 'n uitdaging, maar dit is verskriklik belangrik om infeksie te keer. Jy wil nie hê daai wonde moet nat word nie. So, wat maak mens dan? Net 'n vinnige voeltjiebad of 'n sponsbad word toegelaat. Jy weet, was waar jy moet, maar sorg dat daai wondgebied droog bly. Die aanbeveling is gewoonlik 'n goeie waterdigte verband. Soos daai spesifiek is wat hulle noem. Ja, iets soos Mepilex Border AG word genoem. Dis 'n tipe wat help om die wond self klam te hou, wat goed is vir genesing, maar dit keer water en kieme van buite af. En hoe gereeld ruil jy dit om? Die protokol sê so elke 3 tot 5 dae. Jy maak die area eers saggies skoon met iets soos Prontosan of sommer net steriele soutoplossing en dan plak jy 'n nuwe een op. Reg. Maar hier's die belangrike ding. As daai verband vinniger deurweek, as jy sien daar's bloed of vog wat deurkom voor die 3 dae om is, moet jy dit dadelik vervang. En dan moet jy die spreekkamer bel. Dadelik. Hoekom dadelik? Want dit kan 'n teken wees van 'n probleem. Miskien 'n bietjie bloeding onder die vel of dalk die begin van 'n infeksie. Jy wil dit so gou as moontlik laat weet. Goed. So jy rus, reg, jy hou die wonde fyn dop, dan is daar die medikasie, die instruksies klink baie streng daaroor. Absoluut. Medikasie is kritiek hier. Baie keer sal jy op 'n kombinasie van antiplaatiemiddels wees. Dis nou goed soos aspirien en clopidogrel. Wat doen hulle presies? Hulle keer dat jou bloedblaadjies saamkoek. Jy wil nie 'n klonte moet vorm en dalk daai nuwe stent verstop nie. Maak sin? En as jy reeds op sterker bloedverdunners was, soos warfarin of rivaroxaban, dis nou antikoagulante, sal jy gewoonlik daarmee aangaan. Jou dokter sal dit bevestig. En jou gewone medikasie? Ja, baie belangrik. Moenie ophou met jou pille vir bloeddruk of diabetes of cholesterol nie. Hou aan met alles presies soos voorheen voorgeskryf, tensy die dokter anders sê. Goed. En dan, iets eenvoudig maar belangrik. Drink genoeg water. Goeie hidrasie help met algemene herstel. Dit kan help om sekere komplikasies te vermy en dit help ook om hartlewyge te voorkom. Dis soms 'n probleem na narkose en chirurgie. Jy mis?
Wel, die protokol noem jy kan iets soos Movicol gebruik, 'n sagte lakseermiddel, maar as dit regtig erg is of aanhou, moet jy ook maar die kamers laat weet. Reg. Nou, die vraag wat almal seker het, wat as iets verkeerd voel? Wat is die rooi vla waarvoor jy moet uitkyk? Dis 'n baie belangrike een, ja. Die instruksie is duidelik. Jy kontak die spreekkamers onmiddellik as jy enige skielike erge pyn in jou bene kry of skielike swelling. Pyn of swelling? Wat nog? As jy gevoel verloor in jou bene of skielik swakheid ervaar, of as jou been of voet skielik van kleur verander, bleek word of blouerig, dit is alarmsignale. En by die wonde? Enige nuwe of erge bloeding by die wonde natuurlik, of as jy koors ontwikkel. Eintlik enige skielike verandering wat jou onrustig maak. Die reël is, as jy twyfel, bel. Moenie wag nie. Dis goeie raad, beter om veilig te wees. Onthou ook, jou opvolgafspraak is gewoonlik reeds geskedule binne daardie eerste 2 weke, so jy sien die dokter in elk geval redelik gou weer. Goed. So daai eerste 2 weke klink intensief. Baie reëls, baie om op te let. Wat gebeur daarna, sodra jy deur daai fase is? Dan begin dinge daarom so bietjie normaliseer. Die fokus verskuif na geleidelike herstel en ook na lewenstyl. Jy sal aangemoedig word om jou daaglikse aktiwiteite stadig maar seker te vermeerder. Soos oefening. Ja, oefening word sterk aanbeveel. Stap is uitstekend, fietsry, swem ook. Hierdie tipe oefening help om jou kuitspiere sterk te maak, wat weer help met bloedsirkulasie in jou bene. En dis natuurlik goed vir jou hart en algemene gesondheid. Wanneer kan mens weer voluit oefen? Die protokol suggereer 'n volle, meer intense oefenprogram kan gewoonlik na omtrent 6 weke hervat word. Maar, en dis belangrik, altyd eers in oorleg met jou dokter. Moenie net self besluit nie. Goed, en dan op die langer termyn is daar 2 dinge wat die protokol as noodsaaklik beskryf. Ja, en hierdie is regtig die kern vir langtermyn sukses. Nommer 1, gewigsbeheer. Om 'n gesonde gewig te handhaaf is baie belangrik vir jou bloedvatte. En nommer 2? Ek dink ek weet wat kom. Jy's reg. Nommer 2, en dis seker die allergrootste een, hou op rook. As jy rook, is dit absoluut essensieel dat jy ophou. Hoekom is dit so krities, juis na hierdie operasie? Wel, rook beskadig die binnewand van jou bloedvatte, reg deur jou liggaam. Dit maak jou meer geneig tot verdere probleme, soos vernouings of selfs probleme met die stentkraft self oor tyd. Om op te hou rook is seker die enkele beste ding wat jy vir jou vaskulêre gesondheid kan doen. Met jou dokter kan bespreek as jy sukkel om op te hou. Presies. Daar is hulp beskikbaar. Die feit dat die protokol dit noem, wys net hoe ernstig hulle daaroor is. Dis nie net 'n ligtelike aanbeveling nie, dis deel van die behandelingsstrategie. As ons nou alles so saamvat, daai vroeë reëls oor sit en die wondversorging, die medikasie, dit lê die fundament. Net so. Dit kry jou deur daai kritiese genesingsfase. Maar die langtermyn aanpassings, die oefening, die gesonde gewig en veral die rooklos, dit is wat gaan bepaal hoe goed hierdie herstelwerk hou oor jare. Dis vir jou algehele gesondheid ook. Goed, so om vinnig op te som vir almal wat luister. Vir die eerste rukkie, fokus op reg lê en sit. Baie rus, versigtige wondversorging, neem jou medikasie stiptelik en weet presies wanneer om hulp te ontbied. Dis die korttermynplan, ja. En daarna? Dan verskuif die fokus na 'n gesonder leefstyl vir die langpad. Raak aktief, let op jou gewig en as jy rook, maak 'n plan om op te hou. Absoluut. En dalk net 'n laaste gedagte, iets vir jou om oor na te dink. Nou dat jy al hierdie inligting gehoor het, wat is miskien een klein konkrete tree wat jy vandag al kan beplan? Iets wat jou langtermyn gesondheid gaan ondersteun. Soos wat, byvoorbeeld? Wel, miskien is dit om bietjie meer navorsing te doen oor daai rookstaak opsies waarvan ons gepraat het. Of dalk is dit om so lank te dink hoe jy stap deel van jou roetine gaan maak sodra die dokter sê dis reg. Jy weet, jou gesondheid môre begin regtig met die klein keuses wat jy vandag maak. Dis 'n kragtige gedagte om jou af te sluit. Baie dankie dat jy hierdie belangrike punte so duidelik en prakties vir ons uiteengeset het vandag. Plesier, dis belangrike goed om te weet.